Kom ons maak ons Bybels oop. 1 Timoteus 6. Ons is besig met die doxalogie, die lofprysing. Ons gaan weer lees van vers 15 af. Die teksgedeelte is vers 16 vanmôre. Hy is af. Ja. Ek hom opstel. Maar die maas sit almal piekfyn daar agter. Wonderlik, wonderlik. Die kerkgebou is almal 'n lekker plek. Goed, 1 Timoteus 6. Kom ons buig net ons hoofde saam voordat ons dit lees. Here biddende wag ons op U. U is die een wat die woord aan ons oopmaak deur die Gees wat in ons woon. Here, as hier vanmôre iemand is wat die Gees nie in hom of haar het nie, mag U van buite af werklik waar die persoon aankla. Mag hulle onder die geklank van die woord kom en mag hulle werklik waar in hierdie oggend hulle toevlug neem na U as hulle enigste verlosser. Here, ons is die diensknegte. In absolute afhanklikheid van U leef ons. Vanmôre wag ons op U stem. Spreek, Here, want ons luister. Amen. 1 Timoteus 6, kom ons lees van vers 15 af. Wat God op sy eie tyd sal openbaar. Hy die lofwaardige, die enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die heersers. Hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon en vir wie geen mens ken of kan sien nie. Aan hom kom die eer en die ewige krag toe. Amen. Net tot sover. Ongelooflike ryk gedeelte wat hier vir ons uitgelig word. Die gedeelte begin om vir ons te vertel dat hy die koning ook van alle konings is, net die vorige vers, koning van die konings, die Here van die leerskare. En dan as jy ook in Openbaring lees, dan kom jy agter dat die konings van die konings en die Here van die leerskare word verwys ook na Jesus Christus. Hier praat ons van die Vader in hierdie gedeelte. Maar dis ook baie duidelik vir ons dat die res van die Bybel vir ons dieselfde titels, dieselfde name wat vir God die Vader genoem word, word ook vir die Seun genoem. En daarom weet ons, die Seun is ook God. En hierdie gedeelte spesifiek kom Paulus en hy skrywe vir Timoteus en hy fokus spesifiek op die Vader. In hierdie gedeelte, in die lofprysing, die doxalogie word aan die Vader gebring. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy alleen besit onsterflikheid. In hom is daar geen begin en geen einde nie. Weet wat ek wil vir jou sê? In hierdie week terwyl ek dit voorberei, dink ek net weer daaraan om hierdie ongelooflike gedagte om te besef dat God van ewigheid af daar is. Ons lewe in terme van tyd. Tyd is vir ons gemaak. En daarom van die skepping af, as God die skepping begin, wat begin hy onmiddellik? Tyd. Alles vind in tyd plaas, maar God is buite tyd en God het geen begin nie en hy het geen einde nie. En net om daaraan te dink dat God, daar was nooit 'n oomblik wat God nie daar was nie. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle het niemand nodig nie want hulle is in volkome eenheid. En hulle het volkome gemeenskap met mekaar. Daarom is niemand by hulle nodig nie. En dis ongelooflik om dit te verstaan dat God het niemand nodig nie. Hy het nie die mens gemaak omdat hy die mens nodig het nie. Daar was al klaar volkome gemeenskap tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
En die oomblik as jy daai prentjie, dan verstaan jy baie beter van wie jy is. En wie hy is. Maar ek wil hê vanmôre moet jy begin met die gedagte van hierdie ongelooflike groot God, wat nie 'n begin het nie. So ver as wat jy kan teruggaan, is hy daar, hy's volmaak. My brein is te klein vir dit. Ek sit so 'n rukkie daarin dink en sê ek, Here, ek verstaan nie dit nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoe is dit dat jy nie 'n begin het nie? En dis wat hierdie gedeelte, hierdie doxologie wil sê. Hy wil begin om vir jou te sê, as jy oor God dink, dan is jy besig om in 'n area te beweeg waar jy binnekort gaan net op jou knieë neerval en sê, Here, U is groter as my gedagtes. Hy besit onsterflikheid. Luister wat sê die psalmdigter van dit. Psalm 90. Voor die berge gebore is en U die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het. Ja, van altyd af en vir ewig is U God. Nou het hy mens gemaak en hy het engele gemaak. En hy maak mense en engele en hy gee vir hulle lewe. Die een wat lewe het van die begin af, skep lewe. En dis hoekom ek ook Vrydag gesê het, daar is geen manier dat lewe daar kan wees sonder 'n persoon van lewe nie. Lewe skep lewe. Sonder lewe kan daar nie lewe wees nie. Hy is die hoofletter L, lewe. Hy skep lewe. En hy skep engele en mense in die 6 dae periode. Het hy hulle geskep. Hoekom sê ek so? Wel, die eerste gedeelte is belangrik, is Kolossense 1 vers 16. Luister na hierdie gedeelte, Kolossense 1 vers 16. Want in hom is alle dinge geskape. Hierdie in hom het te maak met Christus. Hy is besig om te vertel in Kolossense hoe hoog is Christus bo alles. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskapye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alle dinge is deur wie geskape? Deur Christus. So die Vader het gesê, die woord gespreek, die woord is Christus, Christus het hierdie woord uitgebring, hy is die woord, die Heilige Gees het gevorm dit wat die woord gespreek het, en daar het lewe gekom. Alles, in die hemel en op die aarde. En dit alles het plaasgevind in 6 dae. Genesis 2 vers 1. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. 6 dae geskep, so is voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag in daardie spesifieke periode. Eksodus 20 vers 11. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see. Dis die komponente, die hemel, die aarde en die see. En dan gaan die Hebreëus en hy sê, en alles wat daarin is. Alles wat daarin is, alles wat in die hemel is, alles wat op die aarde is, alles wat in die see is. Het God geskep. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatsdag geseën en dit geheilig. Die lewe het hy gegee. Na dit vir nie lewe gehad het nie, het hy lewe in hulle gegee. Onthou jy wat Esegiel, die ongelooflike verhaal van Esegiel, waar daar doodsbene lê. En die Here sê vir Esegiel, kan hulle lewe? Hy sê, Here, U weet dit. En dan moet die Here veroorsaak dat al die bene bymekaar kom en hulle kry seënings en hulle kry vleis rondom en vel rondom, maar is dood nog steeds. En dan word daar geroep tot die Heilige Gees. Die Gees kom en hy vul hulle en daar kom lewe. Skepingsorde wat plaasvind. Lewe is in sy hand. Job 12 vers 10 sê, dit is hy in wie se hand die lewe is, van alles wat leef, ook die asem van elke mens se liggaam. Dis nie mooi nie. Dit is hy in wie se hand die lewe is, van alles wat leef is in sy hand. Ook die asem van elkeen se liggaam. Elke persoon se asem is in die Here se hand. Die oomblik as die Here sê dit is verby met jou lewe, dan is wat gebeur? Dan blaas jy die laaste asem uit. Mense daar buitekant in die wêreld besef nie hoe afhanklik hulle is van die een wat alles vashou in sy hande nie.
Elke asemteug in sy hande word vasgehou. En die oomblik as hy jou lewe tot 'n einde roep, dan eindig dit. Want God het dit so bepaal. Dis die God wat ons aanbid. Dis waaroor hierdie doxologie gaan, oor die een wat lewe in hom het. Johannes 5 vers 26 vertel ons, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy ook dit aan die Seun gegee om lewe in homself te hê. Soos die Vader lewe in hom het, so het die Seun lewe in hom. Die Bybel gaan vir ons en hy vat hierdie deel van ons sterflikheid. En daar's een ander plek in die Bybel waar hy die onsterflikheid wat vergelyk word met God wat geen begin en einde het nie, waar dit weer eens gebruik word hierdie woord. En dis in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vers 53 en 54. Want hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflikheid, hier is die woord, met die onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word, sal die woord geskrywe staan vervul word, die dood is verslind in die oorwinning. Hierdie liggaam van my is tydelik, maar die Here sê vir my in die gedeelte, net soos hy die een is wat geen begin of einde het nie, het hy vir ons lewe gegee en daar sal nie einde wees aan hierdie lewe nie. Okay. Die lewe wat God vir ons gegee het, wat hy vir ons asem gegee het, het hy gesê, op hierdie aarde gaan jy weer sterwe, maar onthou, daar is meer as net jou liggaam, daar is 'n lewende siel, 'n gees wat sal aanhou lewe vir ewig, saam met my. Soos God nie 'n begin het, en nie 'n einde nie, het ons 'n begin, maar het ons nie 'n einde nie. En dis alleenlik moontlik gemaak deur die God wat geen begin en einde het nie. Hy bewoon 'n ontoeganklike lig. Geen mens kan hom sien of mag hom sien. Geen mens kan hom sien of mag hom sien. Psalm 104 vers 1 en 2 sê, loof die Here o my siel. Here my God, U is baie groot. U is met luister en glans bekleed. U wat Uself met die lig omhul, soos 'n mantel wat die hemel oopspan, soos 'n tentdoek. Daar's lig rondom hom. Volmaakte God wat lig rondom het, want niemand mag na hom kyk en bly lewe nie. Niemand het hom ooit gesien. En daarom as Jesus kom en verskyn op aarde, dan word daar die volgende vir ons onmiddellik aangekondig. Rondom hy wat hier is en rondom God. Johannes 1 vers 18. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Niemand het God ooit gesien nie. Nou, as jy daarom teruggaan na die Ou Testament, en jy sien elke keer waar God verskyn aan die mens, en een van die voorbeelde is Abraham. Nou jy Abraham, die 3 reisigers wat na Abraham toe kom, een van die 3 was God self gewees. As God self dan verskyn aan Abraham, wie is dit wat verskyn aan Abraham? Die tweede persoon van die 3 eenheid. Want hom alleen kan ons sien. Maar die Vader kan niemand sien nie. Deur die Ou Testament dan, elke keer as jy sien, dat hier is God se teenwoordigheid, hulle kan God sien, God praat met hulle. Samson se pa en ma, God praat met hulle, God ontmoet hulle. Wie was dit dan gewees? Die tweede persoon van die 3 eenheid, Jesus, sou dit gewees het. Niemand het ooit vir God gesien. In Johannes 4 vers 12, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons vervulling gekom. Dit is die verhaal van Moses. Moses op 'n stadium en hy sê, Here, ek wil U sien. Here, ek wil U sien. Dan vind die volgende plaas en ek wil hê jy moet hierdie gedeelte saam met my na kyk. In Eksodus 33. Eksodus 33.
Eksodus 33 vers 17. Vers 17 staan die volgende: Die Here sê toe vir Moses: Ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë en ek jou by die naam ken. Moses sê toe: Toon asseblief die heerlikheid aan my. Maar hy het hom geantwoord: Ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan en ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. So God praat daar, hy's aan die woord. Hy sê ek sal my goedheid reg voor jou laat verbygaan. Hy sê ek is self die naam van die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Dis God. En ek meen, meeste mense se teologie val hier uit mekaar uit. Van wat sê hy? Ek sal genadig wees oor wie ek wil. Ek sal my ontferm oor wie ek wil. Ek is die een wat in beheer is. Vers 20. Hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan nie my sien en bly leef nie. Toe sê die Here, hier is 'n plek by my waar jy kan gereed staan op die rots. Wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotskeer sit en ek sal jou met die handpalm van my hand toehou totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag nie gesien word nie. Ons weet wat daar gebeur, nee, hoe Moses in die skeer gesit word. God se hand word voor hom geplaas en al wat hy sien is die agterkant. So die hele Ou Testament sien mense God van agter af. Hulle sien nie die volheid nie. Die volheid van wie God is word geopenbaar in sy seun. Die ongelooflike is vir ons wat aan die kant die Nuwe Testament leef, om terug te kyk en te besef, in Christus Jesus word die Vader vir ons gewys, gedemonstreer. As jy my gesien het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek en die Vader is een. Hy woon 'n ontoeganklike lig, 'n lig wat helder is, wat skyn. Daar word 'n ongelooflike demonstrasie van dit ook gedoen in die Nuwe Testament. In Handelinge 9 is Paulus op pad na Damaskus toe. En Damaskus toe is hy op pad om die mense gevange te neem wat Jesus Christus volgelinge van hom is, en hy wil hulle uitwis, hy wil hulle toesluit. En terwyl hy op pad is, skyn daar 'n helder lig op hom. Nou, as jy die Bybel verstaan, dan verstaan jy, wat is dit? Die oomblik as daar 'n helder lig skyn, wat skyn? God se teenwoordigheid skyn. God skyn oor Paulus en sê, kom tot orde. Ek is die een wat jy vervolg. Maar weet wat so baie die merkwaardige van hierdie ontmoeting? Die ongelooflike van hierdie ontmoeting is dat die ontmoeting plaasvind 12:00 die middag. Skyn daar 'n lig op Paulus, sy naam is Saulus toe, skyn daar 'n lig op hom, en wie wat? Die lig is so helder, dat dit sy oë verblind. Ek wonder of jy verstaan waarvan ons praat. Dat jy 12:00 die middag, as die son die helderste skyn. Wat se tipe lig maak jou blind, terwyl die son skyn? Jy het ooit daaroor gedink? Wat se tipe lig laat jou oë verblind, terwyl die son skyn? Wat se tipe lig het jy nodig om op iemand te skyn dat hy blind word? Dit is God se teenwoordigheid. En na die Bybel maak dit duidelik, daar is niemand wat moet miskyk nie. God is lig. En daarom, omdat ons nie na God se lig kan beweeg nie, daarom het ons 'n middelaar nodig. En dis wat die Nuwe Testament aan ons verkondig, ons het 'n middelaar nodig. Die Ou Testament, wat gebeur in die Ou Testament? As jy wil beweeg van die heilige na die allerheiligste toe, wat staan in die heilige? Die lampstander, die lig. Want jy het nodig om die lig te hê om in die allerheiligste in te gaan. Die lig, en natuurlik is die brood daar, en elke deel van dit wat daar staan, is
te maak met Christus. Die bak wat jy moes gewas het, alles het te maak met Christus. Christus is die vervulling van alles, sodat jy in die allerheiligste kan ingaan. Maar in hierdie gebeelte is hy die lig. Hy is die lampstander, wat jy nodig het, sodat jy in die allerheiligste kan ingaan. Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wie my het, ek is die lig. So God wat die lig is, ontoeganklike lig is, het sy seun gestuur, Jesus Christus, wat die toeganklike lig is. En in die toeganklike lig ontvang ons die lig, sodat ons die pad kan ken na die ontoeganklike lig. Maak dit vir julle sin. Ok, dis ongelooflik. Daarom is hy die middelaar, die perfekte middelaar. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6, want daar is een God, en een middelaar tussen die God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot 'n getuienis op die bestemde tyd. Hy is die middelaar, hy is die een wat lewe kom gee, hy is die een wat op die bestemde tyd gekom het, wat God bepaal het voor die grondlegging van die aarde, dat hy sou kom. Hy kom in die wêreld, sodat ons in hom die lewe kan hê. Kolossense 1 vers 12 tot 14, moet julle die Vader dank, omdat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Hoor jy dit? Die erfdeel in die lig, die ontoeganklike lig, ons erfdeel is in die lig. God het ons uit die mag van duisternis gered. God het ons uit die mag van duisternis gered en verplaas aan die koninkryk van sy seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. God het ons kom nuut maak. Hy het ons gevat uit die duisternis en geplaas in die lig in, sodat ons kan wandel saam met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want nou woon ons in die lig. En kan ons gaan na die ontoeganklike lig, omdat die lig vir ons geskyn het in ons lewens, en ons nou deel is van sy lig wat in ons lewens skyn. Weet jy, as jy teruggaan na die skepingsverhaal toe, wat vind jy in die skepingsverhaal? Want ek wil hê jy moet teruggaan na die skepingsverhaal en dit onthou. Die skepingsverhaal in die eerste dag, wat doen die Here op die eerste dag? Hy skei lig en donker word geskei. Nou, wat weet jy van die eerste dag wat lig en donker geskei word? Was daar al reeds 'n son, maan en sterre op daai dag? Nee, daar was nie. Die son, maan en die sterre word eers op die derde dag geskape. So op die eerste dag is daar lig en duisternis wat daar is. Hoekom is die lig en die duisternis op die eerste dag geskep? Want God sê, ek het vir julle gekom, sodat julle uit die duisternis uit lig kon gehad het. Daar kom duidelik in die eerste dag 'n skeiding tussen lig en duisternis. God wat die lig is die een wat daar staan, sodat daar 'n lig kan wees in die duisternis. Daarom, wat gebeur in Openbaring? As ons in Openbaring gaan, dan kom ons in die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar daar ook geen son sal wees nie. Hoekom? Want God en die Seun sal daar wees, hy sal die lig wees. So dit wat plaasvind in die begin van die skepping word verander, en God is die een wat lig bring. So daarom as jy na die eerste dag van die skepping kyk, dan besef jy, hier kom lig in die wêreld, wat vorentoe wys na die een wat lig sou wees, wat in duisternis sou kom. Nou moet jy saam met my gou Johannes gaan lees. Kom, mag gou jou Bybels oor Johannes. Hierdie is exciting, mense. Kom ons gaan kyk gou daar. Dis wonderlik. 1 Johannes. Ag Johannes, skies tog. Johannes 1. Luister na hierdie gedeelte, volg saam met my, dit is so mooi. Johannes 1, vers 1. In die begin was die woord. Wie is die woord? Christus Jesus. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God gewees. Daai woord, hy was God,
is in die imperatief in die Grieks. Dit beteken so ver as wat jy terug kan gaan. Dis waar die imperatief is. So ver as jy terug kan gaan, was God, die woord, alreeds God gewees. Daarom as hy later gaan praat oor Johannes, dan gebruik hy nie die imperatief nie. Hy praat van Johannes, daar het 'n man gekom en sy naam was Johannes. Hy vat nie weer die imperatief om te sê, so ver as wat jy terug kan, was daar Johannes nie. Nee, so ver as wat jy terug kan, was die woord daar gewees. Vers 2, hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan het ontstaan nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So wat gebeur in die skepingsorde? Daar is lig wat kom in die duisternis. Wat gebeur die dag toe Jesus kom na die aarde toe? Toe kom lig in duisternis. Kyk verder na hierdie gedeelte, vers 5. En die lig skyn in die duisternis, dis Christus, en die duisternis kom dit nie uitdoof nie. Verstaan jy Johannes 1? Verstaan jy Johannes 1? Johannes 1 wil vir jou vertel, dat hierdie een wat gekom het, is God self. En hy was die lig wat in hierdie wêreld gekom het. En hoekom het die lig in die wêreld gekom? Want die wêreld was duisternis gewees. So toe Christus kom, vind die eerste dag van die skepping plaas. Wat vind plaas op die 8ste dag? Daar was 7 dae gewees waarop God 6 dae het hy alles geskep en die 7de dag het hy gerus. Die 7de dag is die Sabbatsdag. Die Sabbatsdag is die Saterdag. Hoekom vier ons nou die Sondag, wat die 8ste dag is? Die Sondag is die 8ste dag, Sondag is nie die 7de dag nie. As jy vasval in die 7de dag wat jy vier, my mens, dan mis jy dit alles. Want op die 8ste dag het wat plaasgevind? Die 8ste dag het Christus opgestaan uit die doodheid. En wat gebeur op die 8ste dag? Nuwe skepping. Nuwe skepping. Wat gebeur nou? Die lig wat gekom het op die eerste dag, word nou die lig wat op die 8ste dag ook vir ons in ons lewens lig kom bring. Nuwe skepping. Ons is deel van die nuwe skepping. So God wat geskep het in die begin en lig geskep het, waar daar duisternis was, kom met Jesus Christus op die eerste dag en hy kom skep nuut. Hy kom in die wêreld want hy is die lig. En dan op die 8ste dag, wat hy opstaan uit die doodheid, kom 'n nuwe skepping. Die eerste dag van die nuwe skepping, waarin Christus mense kom nuut maak en sy lig kom nou in ons lewe en ons word lig saam met hom. 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Hoor jy dit? Waar is dit? Genesis. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Sien jy die nuwe skepingsorde? Sien jy die vervul word? Die lig wat skyn, Christus Jesus, nuwe skepping wat plaasvind, die lig kom in ons lewens, dit verhelder ons, dit vernuwe ons. Nou wandel ons in die lig. Hoekom? Want ons is nuwe skepsels. Die ou het verbygegaan, alles het nuut geword. Die nuwe skepping het plaasgevind in ons lewe. Ons is herskep. En nou wandel ons in die lig, soos hy in die lig is. Kinders van die Here, ons wandel in die lig, omdat hy in die lig is. Omdat hy wat in ons die lig gebring het, in ons lewens nuut gemaak het, nou wandel ons in die lig, soos hy in die lig is. 1 Johannes 1. Miskien blaai saam met my dan. 1 Johannes 1. 1 Johannes 1 vers 5. In Johannes 1 vers 5. In Johannes 1 vers 5 staan, dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom.
As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. So, wat gebeur? As ek 'n kind van die Here is, wat het met my gebeur? Ek het beweeg vanuit die duisternis en ek wandel nou in die lig. En omdat ek in die lig is, nou wat leef ek? Ek lewe in die waarheid. Ek lewe in die lig. Ek kan nie aanhou lewe in die duisternis nie. Kan iemand sê dat hy 'n kind van die Here is? En God is die koning van sy lewe en hy wandel in die lig, maar hy's besig om vas te hou aan sy duisternispraktyke, die sonde in sy lewe. Onmoontlik. Onmoontlik. As ons sê dat ons in die lig wandel soos hy in die lig wandel, dan lewe ons in ooreenstemming met die lig. Niemand kan sê dat hy 'n kind van die Here is en wandel in die duisternis nie. Dan lieg ons, sê die gedeelte. Dan vers 7. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbondig en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons in die lig is, was hy ons van alle sonde. As ons in die lig bly en die lig wandel. Jy kan nie vir my sê ek is 'n kind van die Here en jy hou aan met sonde nie. Daarom in Johannes, 1 Johannes is dit so duidelik. Jy kan nie sê jy's 'n kind van die Here en jy bly aan. Dis die woord wat daar gebruik word. Die woord in die Grieks is in die Here tyd. Die Here tyd wat sê jy kan nie aanhou sonde doen nie. Wat beteken dit? Jy kan nie volhard in sonde nie. Jy kan nie sê jy's 'n kind van die Here en jy hou aan met die ou selfde sonde nie. Gaan jy val in sonde? Absoluut. Het jy nodig dat die Here jou vergewe? Absoluut. Want hy begin in 1 Johannes 1 en hy sê, as julle sê julle het nie sonde nie, bedrieg julle en die waarheid is nie in julle nie. Okay. So dis waar hy begin. En dan gaan hy aan in Johannes en sê vir julle, maar hoorie, as julle kinders van die Here is, julle kan nie aanhou met sonde nie. Want as julle aanhou met sonde, dan is julle nie kinders van hom nie. So kinders van hom is mense, wat as hulle sondig, wat doen hulle? Hulle berou, en hulle bely dit, en hulle laat staan dit, en hulle gaan voort in hulle lewe vir die Here. Want ons wandel in die lig. As jy kind van die Here is met die Gees wat in jou woon, is jy die heeltyd besig om te wandel in die lig. Jy's heeltyd bewus van dinge in jou lewe wat nie reg is nie. Want die lig skyn in jou lewe. Die ontoeganklike lig, die lig wat gekom het, Christus Jesus, wat ons bekend gemaak het, die ontoeganklike lig, hy kom deur sy Gees en woon die lig in my, en die lig wat in my is, bring na my na vore, dinge in my lewe wat verkeerd is. Hy skyn daar. Dank die Here, dat die dag toe ek tot bekering gekom het, hy nie 'n flashlight op my lig is, op my lewe gesit. Imagine dit, as hy daai paviljoene, as jy nie 'n aantal paviljoen by 'n paviljoen was, en al die ligte skop so aan, en dit kom net so helder, ewe skielik is alles lig. Dink by jouself, as die Heilige Gees die oomblik as hy inkom, al die lig gaan skyn. Ek sê geduik het onder die kas. Maar wat doen hy? Hy maak vir my met die lig, skyn hy op dele in my lewe en sê, hierdie deel maak reg. Hierdie deel maak reg. Want die helder lig skyn in my lewe en hy bring in my lewe 'n bewuswording van sonde in my lewe wat my aankla. Wat ek voor die Here bring en sê, Here, maak my skoon, was my. Efesiërs 5 vers 8 en 9. Efesiërs 5 vers 8 en 9 sê, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Is dit nie mooi nie? So, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Julle is lig. Dis die ontoeganklike lig van die Vader. Hy stuur sy seun, die toeganklike lig, sodat die toeganklike lig in ons lewens lig bring, sodat ons nou die lig sal wees vir die wêreld. Ons is die lig wat skyn. Want die lig het in ons geskyn. Ons is nou die lig. En dan sê hy, leef as kinders van die lig. Lewe as kinders van die lig. Jy is besig om buitekant in die wêreld God se lig te verteenwoordig. As mense na jou lewe kyk, wat sien hulle?
as hulle hierdie lig sien wat God se lig verteenwoordig? As hulle na jou kyk, wat sien hulle van jou? Wat se lig sien hulle van jou? Jy dink by jouself, my lig buitekant is besig om God se lig te verteenwoordig. Hoe skyn my lig sodat mense God se lig sal sien? Baie mense se enigste toegang na God se lig om dit te sien is in jou lewe. Daarom kan jy nie in die sonde lewe nie. Daarom kan jy nie sit met onvergewingsgesindheid. Daarom kan jy nie sit met haat in jou hart nie. Daarom kan jy nie sit met allerhande gevoelens en dinge wat jy nie uitsorteer in jou huwelik nie, en daar's nie liefde in jou huwelik nie, want dit is wat God se lig verteenwoordig, 'n huwelik wat heilig is, mense wat heilig lewe, verteenwoordig God se lig. En dan gaan die doxologie aan. Hy sê daarom aan hierdie God eer en ewige krag. Daar's geen manier dat die kind van die Here kan lewe in hierdie lig kan wees. En Timoteus, jy het 'n boodskap aan jou wat Paulus vir jou bring en is vir elkeen van ons as kinders van die Here. Daar's 'n boodskap wat kom om te sê, dit is wat jy moet gaan doen. Dis hoe jy die kerk moet gaan vestig, maar Timoteus, jy gaan dit nie uit jou eie krag uit doen nie. Kind van die Here, jy gaan dit nie uit jou krag uit doen nie. En daarom staan daar die ewige krag wat van God afkom. 1 Petrus 4 vers 11. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag van God. As jy dien uit die krag van God. As jy praat met mense oor die woord van die Here uit die krag van God. Daarom is nie opinies nie, mense. As ek nie na iemand kom na die woord van God en sê ek, wel, ek weet nie regtig waar of jy daarvan gaan hou nie, maar dis nou maar wat die woord sê. Ek maak nie verskoning vir die woord van God. Ek skyn die woord van God helder en duidelik en ek sê vir mense, dit is wat die lewende God sê, wat jy moet doen. As jy dit nie wil doen nie, jy gaan eendag rekenskap voor hom gee as hy weer verskyn. Maar dis God se woord. Verkondig dit as woorde van God. As jy dien in die krag van God, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig. Amen. Wat ongelooflik is as ons na hierdie gedeelte kyk. Die krag kom van God af. God gee my die krag om te doen wat hy van my vra. Weet jy, ek dink baie keer by myself, ons verstaan nie die grootheid van God nie. Ons het begin om vir mekaar te sê, voor alles daar was, God is. Daarom stel hy bekend aan die volk en hy sê, ek is. Want daar is geen begin en geen einde aan hom nie. Hy is vir ewig. Hy was vir ewig, hy is vir ewig, hy sal tot in ewigheid wees. God self. Ongelooflik as ons daar begin en dit dink, God is ewig. En in hom is daar krag. In hom is daar krag. En nou het jy die Heilige Gees in jou. En die Heilige Gees, wat God self is, werk in jou. Hoe kan jy sê, ek kan nie? Daar's soveel mense, hulle kom by sekere situasies in hulle lewens, of dit nou 'n verslawing is, of dit iets is wat ek moet doen, of 'n vergifnis is, wat dit ook al is, my vrou vergewe, my man vergewe, 'n nuwe lewe begin, dan sê hulle, maar ek kan nie. As jy nie kan nie, is die Gees nie in jou nie. Die Heilige Gees wat in ons kom, stel ons in staat om alles te doen wat God die Vader vooraf bepaal het. As jy die Gees in jou het, is jy tot alles in staat. Jy's in staat waartoe om hom te gehoorsaam in alles en te doen wat hy van jou vra. Die probleem is nie dat die krag van die Heilige Gees nie teenwoordig is en kan werk nie. Die probleem is, jy wil aanhou in jou eie sonde en die Bybel sê as dit waar is 'n kenmerk van jou lewe, is die Gees nie in jou nie. Die Gees bring vernuwing.
Die Gees bring nuwe lewe. Die Gees bring die lig wat skyn in ons lewens. Die Gees verander my. Die Gees vernuwe my. Efesiërs 1 vers 19, luister na hierdie ongelooflike gedagte van die krag van God. Want die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag. Vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag. Vers 20, wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 sê, dieselfde krag, wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is in jou en is in my. As jy nie lewe in ooreenstemming met jou hom nie, het jy nie die Gees nie. As jy in gehoorsaamheid leef, het jy die Gees. Want die Gees is hy wat jou in staat stel. Dieselfde krag, mense, dieselfde krag wat op Sondagmôre Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, die Heilige Gees, is dieselfde krag in jou en my. Wat is ons probleem? Waarom het ons nie die vreugde wat ons behoort te hê nie? Waaroor het ons nie die oorwinning oor sonde wat ons behoort te hê nie? Dit het niks te maak met God se werk nie, dit het alles te maak met my. Efesiërs 6 sluit dan af, vers 10. Ten slotte, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. En dan kom hy by die laaste gedeelte en hiermee sluit ons af. Die doxologie eindig met die eer van die Here. Hy alleen verdien eer. Hy alleen moet geëer word in jou lewe. Niks is belangrik in wie jy is nie. Jy is 'n peanut in 'n peanutpakkie. Jy's 'n zero op 'n kontrak. Daar is niks great in jou nie. Niks nie. Dit is die helder lig, die ontoeganklike lig, wat jou geskep het deur die lig en vir jou kom lewe bring het in die lig. Daar is geen manier dat enigiets in jouself kan sê, dit is ek nie. Het jy ergens gelees in die gedeelte daar staan, en dit is so wonderlik dat jy is wie jy is. Jy is spesiaal, 'n unieke persoon, wonderlik. En hy het dit spesiaal vir jou gedoen? Nee, dit gaan oor hom. As jy die kruis na kyk, sien jy jouself of sien jy hom? Ek hoor deesdae mense wat verkondig en dit lyk asof die kruis 'n spieelbeeld is van hom. Want ek is wonderlik. En daarom het Jesus vir my gesterf, want ek is wonderlik. Die kruis is nie 'n spieël nie. Die kruis is die plek waar Christus gesterf het. Nie omdat ek spesiaal is nie, omdat hy spesiaal is. Die eer kom hom toe. Dis kom die doxologie eindig met die eer word aan hom bewys. Wat gebeur met Herodes? Ons het laas week gepraat met die kinderdiens. Wat gebeur met Herodes as Herodes die eer vir homself neem? Die wurms vreet hom op. Die verskil met mense wat die eer vir hulle self neem en Herodes is, op hierdie stadium vreet die wurms vir Herodes op terwyl hy op aarde is. Terwyl die wurms jou gaan aanhou vreet as jy in die hel is, maar jy gaan nooit gaan einde kry aan hulle nie, want hulle vrek nie, net so min as wat jy vrek. En as jy voel, ek moet nie vrek sê nie, dooi. Maar daar in die hel gaan jy brand, vir ewig en vir altyd. Daar is nie 'n einde nie. Daar's nie 'n einde daar nie, en baie mense teologie hou nie van daai nie. Wie hoekom? Want daar's nie 'n einde nie. Daar gaan nooit weer 'n vergifnis wees nie. Daar gaan nooit weer 'n verandering wees nie. Die toestand waarin jy jouself sal bevind in die hel, met wurms wat besig is om jou te vreet vir die res van jou lewe, en 'n vuur wat jou brand, gaan vir ewig plaasvind. En as jy vir my sê, jy wonder lekker of die vuur of die wurms regtig daar is, kom ek sê vir jou, God sê dit. Jesus Christus sê. Die plek waar die wurms nie ophou vreet nie, hulle gaan nie dood nie, en die vuur nie ophou brand. En daarom alleenlik mag in hierdie wêreld God die eer kry. Mense, ons mag nooit die eer vir onsself vat nie.
mense moenie my raak sien, hulle moet die lewende God raak sien, as hulle my raak sien. Johannes 5 vers 23, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Romeine 14 vers 8, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Of ons lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Behoort nie aan myself nie. Ek is maar op 'n bepaalde tyd hier. En dan staan ek in sy teenwoordigheid. Mag my lewe hier om eer, want ek gaan hom vir ewig eer. As ek in sy teenwoordigheid staan. Openbaring 4 sluit vir my so ongelooflik mooi af. Met hierdie hele gedagte van die doxologie. Kom ons lees hierdie twee gedeeltes saam en dan bid ons saam. Openbaring 4. Openbaring 4 vers 8. In hierdie gedeelte van Openbaring 4 word daar ook weer ons teruggevat na Jesaja 6 toe, waar Jesaja ingeneem word in die troonkamer en daar is hierdie engele wat 6 vlerke het, wat voor die aangesig van God is. Ons vind dieselfde beeld, vind ons nou in Openbaring 4, ons vind die 4 lewende wesens, luister daarna, vers 8. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke, wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag. Sonder om te rus. Sonder om te rus. Dis hulle een taak. Dis hulle een taak. Hulle een taak waarvoor hulle gemaak is, om sonder om te rus die volgende woorde uit te spreek vir die heilige, ontoeganklike lig. Met Jesus Christus die lig. Dis waarvoor hulle gemaak is. Het jy ooit daaroor gedink? Engele met 6 vlerke is gemaak daarvoor om net hierdie uit te roep die hele tyd voor God se troon. Dis hulle doel. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit en aan hom wat vir ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer terwyl hulle sê, so die krone wat hulle ontvang het, hulle die heerlikheid van God geleef. Hierdie is die verteenwoordigers 24 van die Ou Testamentiese gelowiges. Hoekom? Want die Lewiete was opgedeel in 24. Hulle is dan die mense wat die verteenwoordigers van die hele Ou Testament. As jy in Openbaring instap, en wonder jy, wat gebeur met die Ou Testamentiese gelowiges? Hier's hulle. Hulle sit op 12 trone, op 24 trone, net soos die res van die gelowiges ook op trone sal sit. Net soos die res van die gelowiges ook Stefanos die krone sal ontvang. Nou is hulle daar, die 24 ouderlinge. Luister wat gebeur, hy val die 24 ouderlinge in aanbidding voor hom neer wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer terwyl hulle sê, so die krone wat hulle ontvang het, die diens wat hulle gelewer het, dit wat hulle gedoen het, gooi hulle voor die Here, hulle sit dit voor hom neer en dan sê hulle, U is waardig, ons Here en God, omdat die heerlikheid, die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het, deur U wil het ontstaan en is dit geskep. En dan gaan ons hoor na Openbaring 5. Openbaring 5, vers 13. Vers 13, en ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan hoor uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Dag en 'n dag aanbreek wanneer Jesus Christus weer sal terugkom en elke knie sal voor hom buig en elke tong sal bely dat hy die koning van alle konings is. Wat 'n ongelooflike geleentheid dat jy vanmôre in hierdie kerk kan sit en in die Here kan sê, buig jou knie vandag voor my.
Bely vandag my naam, gaan uit die wêreld in en bely my. Hou op om na jouself te kyk. Hou na al die fokus op jouself te sit. Sit die fokus op my. Ek is dit werd. Jesus sê vir sy volgelinge: as julle skaam vir my en my woorde, sal ek eendag vir julle skaam as ek voor my Vader is. Maar as julle my naam bely voor die wêreld, sal ek eendag ook bely dat ek julle ken. Wat 'n ongelooflike ding om na uit te sien. En wanneer ons hom sien, sê hier in Johannes, sal ons hom sien, God die Vader, sal ons hom sien van aangesig tot aangesig. Van nou is ons volkome nuwe liggame en kan ons die Vader aanskou in hierdie nuwe liggame. Volkome lig, want ons is lig. Gedoen deur Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Amen. Here, u woord is net ongelooflik. Ons val in eerbetoon voor u neer. Here, dis van Genesis af, is die beelde so duidelik en alles wys na u seun Jesus Christus. Here, u is die ontoeganklike lig, maar u stuur die toeganklike lig. En die toeganklike lig is hy wat in ons lewens kom inskyn. En ons kom skoon was. En dan ons kom woon deur die Heilige Gees. En nou word ons die lig wat uitskyn in die wêreld om u lig te proklameer. Here, mag ons nie speel met sonde nie. Mag ons nie sonde toelaat in ons lewens om 'n houvas te hê nie, maar mag ons aanhou ons sonde bely, want u is getrou en regverdig om ons van al ons oortredinge te reinig. O Here, ons kan dit alleenlik doen deur die krag wat u vir ons gee, dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is nou in ons. Aan u alleen kom toe die eer, die heerlikheid en die aanbidding van nou af en tot in al die ewigheid. Amen.